In die nuus vanaand, die onbewoonde Buiker-eiland in die Stille Oseaan was die laaste plek op aarde om die nuwe jaar te verwelkom. Suid-Afrikaners het vandag oudergewoonte na die land se strande gestroom. Maar daar was ook tragedie met 'n ontploffing by 'n luukse Switserse skioord. Goeienaand en baie welkom by ons eerste Afrikaanse nuusbulletin in 2026. Namens die Afrikaanse span wens ons al ons kykers 'n voorspoedige en vreugdevolle nuwe jaar toe. Vanaand begin ons met 'n kykie hoe die nuwe jaar in lande reg oor die wêreld verwelkom is. Van oos tot wes en alles tussenin is 2026 met vuurwerkvertonings ingelei. Die Kiritimati-eiland het die nuwe jaar reeds 12 uur gistermiddag Suid-Afrikaanse tyd verwelkom, maar om 2 uur vanmiddag het dit eers by die onbewoonde Buiker-eiland aangebreek. Plaaslik is die nuwe jaar in Kaapstad se Bo-Kaap luisterryk ingesing en gedans deur meer as 30 Kaaps-Malayse kore as deel van die eeueoue nagtroepe tradisie. Die kleurryke geleentheid lok jaarliks honderde toeskouers van wyd en suid wat die eie soortige skouspel wil beleef. 'n klank- en kleurskouspel wat die strate van die Bo-Kaap vol, terwyl die ou jaar vaarwel toegeroep en die nuwe jaar verwelkom word. Die tradisie van die Kaapse Malaikore, voorheen bekend as die nagtroepe, het in die 19de eeu begin, gedurende die slawetyd in die Kaap. Yeah, it actually started in the 1800s already, where they were marching through the streets with lamps. There was no lights around, so they marched with lamps. So it originated from there, bit by bit every year, and then eventually, officially in 1938, they came together and they officially started the organization, which is called the Cape Malay Choir Board. And that is where it started with a number of choirs, and so they grew to up to about 60, 65 choirs over the years. Die koorlede kom uit verskeie gemeenskappe in Kaapstad. Baie van hulle is afstammelinge van die slawe wat van die Hollandse kolonies in die ooste na die suidpunt van Afrika gebring is. En die skouspel op oujaarsaand is deel van 'n ryk erfenis wat oor vele generasies bewaar is. When the Dutch and the English were here in the beginning, they couldn't practice their religion freely. They had to do it like underground or in silent. So these songs as they sing nowadays, the moppie is making fun of the so-called bosses at the time. And when they do it on a New Year's Eve, that is when the slavery was abolished. So when they sing, they're making fun of the bosses with the moppies and songs that they sing. Toeskouers het van vroeg af opgedaag om die optog van Roustraat in die Bo-Kaap, af langs Baal en Adderleystraat tot in die middestad mee te maak. All these years as a child, we love the choir, Malay choirs. Very especially here in Bo-Kaap. Nothing else is better than Bo-Kaap. I grew up in this culture from a small boy, and I'm looking forward every year when they come to our New Year's or Year's Eve. And nothing is just, I want to see the 1st of January. I don't want to see the 5th of January. It's just tradition, fun, live meeting all other peoples and just enjoying yourselves. What the slaves did for us, this is what we're going to leave for our children, 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 children.
Daar is verskeie rade vir die Malay-kore wat deur die jare kompetisies hou en die kore volgens verskillende kategorieë beoordeel, wat uiteindelik 'n hoogtepunt bereik in die ongelooflike verwelkoming van 'n splinternuwe jaar. Op Hartenbos by Mosselbaai in die Wes-Kaap is die nuwe jaar met 'n asemrowende vuurwerkvertoning verwelkom. Dit is die 9de agtereenvolgende jaar wat die kleurskouspel op die kusdorp aangebied word. Plaaslike inwoners en vakansiegangers van Hartenbos en Mosselbaai het in groot getalle opgedaag om fees te vier terwyl hulle 2026 ingewag het. Die hoogtepunt was die vuurwerkvertoning wat kilometers ver langs die kus gesien kon word. Die vuurwerke was asemrowend en dit was so groot en dit was so bold en ek dink dit is so 'n goeie inkomslag vir die nuwe jaar en ek sien uit om hierdie selfde energie oor te dra in die res van die jare. Vir baie was dit 'n geleentheid om oor die onbekende van die nuwe jaar en die gebeure van die ou jaar te besin. Die vuurwerk was ongelooflik geweest. Dit was vir my baie mooi. Ek het nog nooit so iets gesien nie. En vir 2026, soos wat ek gesê het, ek is opgewonde wat die Here gaan doen vir ons en ek sien uit vir my studies hierdie jaar in in Bloemfontein in 2026. Ek het min woorde. Wat 'n ongelooflike skouspel het ons vanaand hier gesien by Hartenbos Seefront. Ja, 2025 het baie dinge gehad. Hoe sal ons sê op en af? Dit was nie altyd besonder goed nie. Maar ja, so sê ons totsiens vir 2025. Volgens die organiseerders van die vuurwerkvertoning gaan 2026 se nog groter en mooier wees. Dit is 'n exciting dingetjie om te hê wat ons almal kan saam die nuwe jaar ingaan. Dit bring al die gemeenskappe saam. Daar's Kleinbrak, daar's Mosselbaai. Hulle almal kom en hulle geniet hulle self saam en begin die nuwe jaar saam. Ondanks die duisende feesgangers wat dit bygewoon het, is geen voorvalle aangemeld nie en was wetstoepassers deurentyd sigbaar om die veiligheid van almal te verseker. Suid-Afrikaners aan die kus het ondanks koel weer en stormagtige seetoestande na die strande gestroom om die eerste dag van die nuwe jaar te vier. By Durban se Suidstrand het 'n jong man in die see verdwyn. Lewensredders het ook mense gered toe 'n huurboot by Umhlanga Rocks omgeslaan het. Volgens die hoof van die eThekwini munisipaliteit se lewensredders, Anthony Malgora, word die uitdagende seetoestande veroorsaak deur sterk seestrome weens 'n verandering in die windrigting en die komende springgety. In Kaapstad het 'n 38-jarige man van Elsies rivier by die strand verdrink. Mariska Botha het die Kaapse strande besoek waar strandgangers die yskoue seewater aangedurf het. Dag aan my vrou en my seun, want dit is ons al 3 se verjaarsdag. Elke jaar, dit is 'n tradisie elke jaar, met nuwe jaar kom ons hier na toe spesiaal. Hulle wil geen ander strande nie, jy hoor net Melkbos. Ek is Sorien van Rooyen en ek is van Mamasbury. Ons is hier om ons dagie te geniet. Ek is eintlik hier vir die snack en vir die water, maar dit is heerlik hier op eerste nuwe jaar te Melkbos. Ons het nog gekom vir die nuwe jaar om 'n bietjie 2025 af te sluit en Melkbos strand is die beste strand om te kom met 'n familie, gesin. Julle geniet vir julleself, kinders kan speel, no violence. Die uitsig, nuwe mense te sien, te leer ken en lekker saam te wees. Maak nie saak of jy 'n familie is hier, vreemdelinge nie, maar almal saam te kuier. Goeie jaar vir my gesin sal wees, waar ek nog by huis sit, afgepensioen is, en dan vir ons land. Ek hoop net dat daar minder crime sal wees. Minstens 40 mense is dood en sowat al 100 beseer, waarvan die meeste ernstig na 'n ontploffing in 'n kroeg tydens 'n nuwejaarspartytjie by die Grand Montana skioord in Switserland. Die brand het vanoggend kort na 1:30 plaaslike tyd uitgebreek. Owerhede sê die oorsaak van die brand word ondersoek, maar het bevestig dit was nie 'n aanval nie. Die Italiaanse minister van buitelandse sake, Antonio Tajani, het aan media in Italië gesê die brand is moontlik deur vuurwerke veroorsaak. Volgens sy departement kan die slagoffers nog nie geïdentifiseer word nie weens die ernstige graad van hulle brandwonde. Die hoof van sekuriteit in die streek het egter gesê daar word geglo dat die slagoffers en beseerdes van verskeie nasionaliteite is. Die kroeg waar die brand ontstaan het, is 'n gewilde kuierplek vir veral jong mense.
New York het die nuwe jaar ingelei met die inhuldiging van sy nuwe burgemeester, Zoran Mamdani. Mamdani het om middernag die eed afgelê. Die private inhuldigingsseremonie wat deur die New York prokureur-generaal Letitia James gelei is, het by die geskiedkundige ou stadsaal ondergrondse treinstasie plaasgevind. Die stasie is sedert 1945 gesluit. Mamdani het die eed afgelê met sy hand op 'n Koran as die eerste moslemleier van Amerika se grootste stad. Hy is 'n selferkende demokratiese sosialis en sy verkiesingsveldtog is gekenmerk deur slagspreuke soos geen stygings in huurgeld, kindersorg aan almal en vinnige en gratis busdienste. Hy wil ook hê dat sakeondernemings en rykes meer belasting moet betaal. Die nuus in Afrikaans gaan net hierna voort, bly ingeskakel. Kundiges moedig jong mense aan om handelsvaardighede aan te leer wat hulle kan help om hul eie werksgeleenthede te skep. Werkloosheid onder die jeug het die afgelope 12 jaar 'n gemiddeld van 56,5 gehandhaaf. Meer as 1 miljoen jong mense betree maandeliks die arbeidsmark. Baie jong mense besluit dikwels op 'n studierigting op grond van belangstelling, passie en vooruitsigte vir werksgeleenthede. Initially, I wasn't completing my industrial engineer. I came here as an aeronautical engineering student, but upon discussing, or rather having conversations with some postgrad students, I realized that aero might not be the field that I really want to go into, and it does not resonate with the kind of work or the kind of vision I have in the field of engineering. So I then moved to industrial engineering. Kundiges meen egter dat loopbaankeuses meer strategies gemaak moet word. When you look at the unemployment rate, it's not a question of that youth, they don't have jobs or there is really limited jobs as we are seeing it. And I'm saying that with respect. The challenge with that is what the industries is looking for. Do we have that in South Africa? Ander kenners meen Suid-Afrika se onderrigstelsel lewer nie kwalifikasies wat die arbeidsmark benodig nie en dat dit 'n fout was om universiteite as voorkeurinstansies te beskou bo instansies wat tegniese vaardighede bied. I remember very distinctly that the German model was being punted, or at least advocated for, and there was a bit of a pushback against that. And then we ended up closing a number of technical institutions that taught more technical subjects. I think it was a serious misstep. And then overemphasized university education. Losla waarsku daarteen dat die tegnologie van kunsmatige intelligensie nie die basiese beginsels van vaardigheidsontwikkeling kan vervang nie. It analyzes faster. It's a human creation, it's our own creation. Now, having said that, what does it imply for trades? For plumbers, for all kinds of things that we have to do. In the end, autonomous systems are going to be governing or doing things. And our investments, therefore, have to be in understanding how to create autonomous systems. Kenners meen handel en tegniese vaardighede kan beter werksgeleenthede bied in 'n soms wankelrige ekonomiese klimaat. Suid-Afrikaners wat geldelik in die knyp is, dobbel al meer in 'n poging om hulle inkomste aan te vul. Die skuldbestuursmaatskappy Just Money se eerste groot opname toon dat Suid-Afrikaners meer dobbel as wat hulle kan bekostig. Dobbel neem toe in Suid-Afrika volgens Statistieke SA. Loterykaartjies, casinos, weddingskappe, bingo en dobbelmasjiene verteenwoordig 1,6% van huishoudelike uitgawe in die land. Just Money sê dat mense wat dit juist die minste kan bekostig, dobbel as 'n alternatiewe inkomstebron beskou. Aanlyn dobbel is 4 keer meer algemeen onder diegene wat minder as R5,000 per maand besteedbare inkomste het. Just Money moedig mense aan om hulp te kry sodra tekens van dobbelverslawing kop uitsteek. Once you're addicted, you're not setting a limitation on what you're spending. You're almost certainly going to lose everything that you're spending. Then you start getting into debt.
and then financial ruin is not far behind. You start losing assets, and that's where we really start to see things like relationship breakdown as well. From a perspective of, being clinicians and working with the diverse clients that we do who experience problematic gambling behavior, which can lead to your gambling disorder, which is a mental illness. Volgens die Nasionale Dobbelraad het bruto inkomste van dobbel jaarliks toegeneem van R23,3 miljard in die 2020-21 geldjaar tot R59,3 miljard 3 jaar later. 'n Kampvegter vir hervorming in die dobbelbedryf sê hersiening van huidige wetgewing is dringend nodig. At the moment we are allowing people to gamble on credit and overdraft. So these are the things that the new legislation must look at. So the role of the bank, the role of the payment association, the role of the South African Reserve Bank comes into play. In that way you have got the entirety of the industry. So we have to overhaul the entire legislative and regulatory framework. Intussen waarsku die Dobbelraad dat misdadigers dobbelgeriewe gebruik om geld te was. Die raad moedig instellings aan om betalings groter as R49.000 aan te meld by die Finansiële Intelligensiesentrum. In Makanda in die Oos-Kaap is 2 vroue tydens die feestyd dood in 'n oop veld gevind. Die provinsiale LER vir sosiale ontwikkeling het kommer uitgespreek oor moorde wat toeneem op vroue in die gebied. Die 16-jarige Linomta Skei se liggaam is op Kersdag gevind, terwyl die 36-jarige Lusizo Ngwombo se lijk 'n paar dae nadat sy gevind is, geïdentifiseer is. 'n Droewige Kersfees. Die familie het eers 'n vermiste persoonsak geopen, maar nou is dit 'n moord ondersoek. Lusizo Ngwombo se liggaam is in 'n veld gevind met tekens dat sy verwrig is. We are not well because it was very shocking and disturbing because we had plans for Christmas party, Christmas lunch with her, and we last saw her on Saturday. We only heard a call that she didn't come back on Sunday, back at home. And my sister kept on calling me on Monday during the day. I was on my way to PE. Then I had to drive back as early as I could on Tuesday morning to come and help her searching for her daughter. That is when we arrived here in Grahamstown from PE, we found out that she's gone already. Skaars 'n paar dae nadat Ngwombo se liggaam gevind is 'n 16-jarige se lijk met steekwonde gevind. There's always people that are reported missing, and then a couple of days later they are discovered dead, So now I might say that it is a challenge because always there is no week that goes by on that group without someone who is missing or someone who is found dead. Even with our cousin brother, who is the brother to Lusizo, the same thing happened. It was 2022. He also left home around 10 to go pick up the kids, and then he never came back. Then 2 days later, his body was found in the field as well, brutally murdered. Die departement van maatskaplike ontwikkeling sê hy sal met ander departemente saamwerk om die voortdurende geweld te bestry. Recently, when we were having by-election, I was told there was a couple that was murdered. So I think there is a problem in Makan. So we must up our arms as government to help this society here because they are in danger, especially the president has declared the gender-based violence because it's not men that are dying, it's women, young women. Niemand is nog vir enige van die 2 moorde in hegtenis geneem nie. Kim Daniels, SAIK nuus, Makanda. Bly ingeskakel vir die jongste sportnuus en ook môre se weer net hierna. En dit bring ons aan die einde van ons eerste bulletin vir 2026. Ons hoop jy het 'n vreugdevolle en veilige nuwejaarsdag gehad. Geniet die res van die aand. Mooi bly, totsiens.
Goeienaand en hartlik welkom. Die weer is as volg wat vandag aanbetref. Mooi weer kan verwag word in die westelike helfte van die land met verspreide buie wat strek van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, Mpumalanga en dele van Limpopo. Wyd verspreide buie kom ook voor in Mpumalanga asook die noordoostelike dele van KwaZulu-Natal. Lig tot matige wind kom voor langs die kus en in die binneland. As ons kyk na môre, oggendmiskolle kom voor in Mpumalanga, streek ook in die binneland van KwaZulu-Natal asook in die Oos-Kaap. Wyd verspreide buie eerder kom ook voor in Mpumalanga asook in Limpopo. Daar is 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en dit kom grootliks voor in Limpopo, Mpumalanga asook in KwaZulu-Natal. So wees asseblief versigtig want dit kan kitsvoede veroorsaak. Die toestand is ook gunstig vir die ontstaan van weergolfveldbrande en dit kom voor in dele van Limpopo asook in dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maximum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word. Temperatuur in die hoë 20s kom voor. Johannesburg se minimum is 15 met 'n max van 27. In Limpopo 'n warme dag kom voor met enkele buie. Messina se max daar is 37 grade. Polokwane se minimum is 16 en 'n max van 31. Mpumalanga enkele buie kom voor in hierdie provinsie. Ander warm, Skukuza se maximum is 28, Standerton se minimum is 14 met 'n max van 29. In KwaZulu-Natal wyd verspreide buie kom voor, so wees asseblief versigtig. Anders dit koel tot warm. Pietermaritzburg en Durban se maximum is 28. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom ook voor in hierdie provinsie. Anders dit warm. Graafrenet en Willowmore se maximum is 30 grade. In die Wes-Kaap kan 'n warme dag verwag word. Temperatuur in die hoë lae 30s eerder. Woester se minimum daar is 19 met 'n max van 33. Mosselbaai se minimum is ook 19 met 'n max van 24. Vredendal se maximum is 31. In die Noord-Kaap 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 37 grade in Appington. Kimberley se maximum is 34. Terug na die binneland in die Vrystaat, dit is warm, temperatuur in die lae 30s kom voor. Botawil se maximum is 33. Dan laastens Noordwes, 'n warme dag kom ook voor in hierdie provinsie met enkele buie. Mahikeng se maximum is 33. Dit is nou al van ons hier by die Weersentrum. 'n voorspoedige nuwe jaar van almal.